verander, 'n verleentheid en 'n geleentheid, halleluja. Ek en jy is gered met 'n doel. Because God has a tendency to look down into the valley. Extraordinair sal jou onderskei van die groepie van ordinair. Wie sê die Here vir my? Hy sê, weet jy wat, preek jy die woord, ek sal al lewendig hou. Hartlike goeienaand, ek groet u hier uit die lieflike KwaZulu-Natal uit, hier vanaf The Light Ministries hier in KwaZulu-Natal, en ek weet somme dat jy sit gereed daar vanaand in jou sitkamer, in jou slaapkamer, waar ook er jou televisie is, om vanaand te luister na die kosbare, onfeilbare woord van die Here. Nou nog 'n week is verby en die Here het vir jou en vir my deurgedra, sodat ek en jy vanaand kan deel hê aan sy kosbare woord. En ek wil by hierdie geleentheid ook daarom net sê, baie dankie vir u, wie so gereeld en getrou inskakel, en wat vir ons boodskappe stuur, en wat wel vir ons intree in gebed, want ons weet dat ons sonder die Here niks is, en sonder die Here kan ons absoluut niks doen nie. Maar een ding weet ek is, as die Here vir jou is, wie en wat kan teen jou wees? Nou ek wil vanaand vir ons uit 'n welbekende gedeelte hier in die woord van die Here lees. En jare gelede, voor ek by die skriflesing kom, jare gelede, terwyl ons nog in Witpoortjie in die bediening was daar 'n kosbare tannie, Ouma Wannie, 'n kosbare koningsdogter, 'n kosbare kind van God, 'n bidder van formaat, wat elke dag van haar lewe 'n sekere tyd in die oggend gewy het aan vasting en gebed. En op 'n dag het sy 'n woord vir my man gebring, en ek seker hy het u al vertel, dat sy vir hom Psalm 1 deurgegee het, en ek wil vir jou sê, we live Psalm 1. As ons sien wat in Psalm 1 geskrywe is dit werklik wat in ons lewens gebeur, en in sy lewe dan ook gebeur. En die tannie het gekom en sy het vir my gesê, Desiree, die woord wat ek vir jou van die Here het, wel bekend, Jeremia 33 vers 3. En ek wil vanaand 'n bietjie, wil ek by dit stil staan, en ek wil vir u die hele gedeelte van vers 1 tot 3 lees. Hy sê, verder het die woord van die Here vir die tweede keer tot Jeremia gekom, terwyl hy nog opgesluit was in die voorhof van bewaking, en gesê, so spreek die Here wat dit doen, die Here wat dit formeer, om dit te bevestig. Here is sy naam. Roep my aan, en ek sal jou antwoord, en jou bekend maak, groot en ondeurgrondelike dinge, wat jy nie weet nie. Ek kyk na 'n ander vertaling van vers 3, en hy sê, cry out to me, and I will answer you. I will reveal to you great things, guarded secrets that you never could have known. Nou liewe luisteraar, hierdie is 'n oop uitnodiging, hierdie vers wat ek aanhaal, veral vers 3 wat ek aangehaal het vanaand. Dit is 'n oop uitnodiging, nie net vir my, omdat Ouma Wannie vir my hierdie woord gegee het nie. Maar dit is 'n oop uitnodiging ook aan jou wie vanaand luister. Wat glo dat die Here se woord onfeilbaar is. Dat die Here se woord ja en amen is, en dat die hele woord deur God ingegee is. En dan sê hy hier in 2 Timoteus 3 vers 16, hy sê, en het nuttig is tot lering, weerlegging, teregwysing, onderwysing in die geregtigheid. Hoekom? Vers 17, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke werk, hoor hierso, vir elke werk volkome toegerus.
Nou net uit die verse in Timoteus, liewe luisteraar, sien ons en lees ons wat die Here vir jou en vir my instoor het. Hy wil jou, wie luister vanaand, en vir my, wie hier staan agter hierdie kansel deur genade, onder my man se gesag, wil hy volkome toerus vir die pad waarop ek en jy besig is om te wandel. Die woord van die Here sê, al gaan jy deur die water, dit sal jou nie oorstroom nie. Al gaan jy deur die vuur, sal dit jou nie skroei nie. Hoekom? Want hy sê, hy wil jou volkome toerus. Hoe gaan hy vir jou en my volkome toerus, as ons hom nie aanroep nie, as ons nie uitroep na hom nie, want ek en jy kan tog nie aanbeweeg sonder die Here, wat ons leidsman en die volleinder van ons geloof is nie. Jy sien, kind van God, dis dan wanneer jy hom aanroep, wat hy jou sal toerus. Daar is definitief iets wat ek en jy moet doen, voordat ons toegerus gaan word. En dit is wat ons hier gelees het in Jeremia 33. Jy sal eers iets moet insit. Jy sien, dit gaan wees dat jy moet een kant toe gaan. Dit gaan wees dat jy die tyd moet uitkoop, en jy die Here van die leerskare gaan met aanroep, met alles wat in jou is. Jy gaan hom met aanroep. Hoekom? Want hy wil jou leer. Hy wil jou lei. Hy wil jou en my help. Hy is die Here van oorvloed, the God of plenty. Hy is die Here wat voor jou en my uittrek. En die woord van die Here sê, maar hy is ook ons agterhoede. Hy is die Here ons God, wat vir ons wil help en vir ons wil deurkom op 'n bonatuurlike wyse. As ons kyk na die geleesde gedeelte hier in vers 1, waar hy sê, waar die Here se woord vir die tweede keer tot Jeremia kom. Hoe kom die woord tot die Here? Waar is Jeremia? Hy sê, terwyl hy nog opgesluit was in die voorhof van bewaking. As ons sien in watter situasie Jeremia verkeer het, hy was opgesluit, toe hierdie woord van die Here na hom toe gekom het. Ek meen, terwyl hy opgesluit is, en ek wonder of jy nog kan sy stem hoor, soos wat Jeremia God se stem gehoor het, te midde van 'n krisis, te midde van 'n omstandigheid, te midde van 'n situasie. Hoor jy, kind van God, nog sy stem wanneer hy met jou praat? Of is jy so besig om na die fluitspelers, om jou te luister, om elke prediking, hoe vals dit ook al mag wees, vir jouself toe te eien? Het jy dan so doof geword, dat jy nie meer God se ware stem kan hoor, hoe hy die waarheid met sy woord tot jou en my wil spreek nie? Jy sien, die geheim is, dit wat Jeremia vir jou en my hier sê in vers 3, waar die Here sê vir Jeremia, roep my aan, roep my aan. Roep hom aan, kind van God, ongeag jou omstandighede, ongeag hoe emosioneel uitgeput jy mag wees. Die Here sê vanaand vir jou, roep my aan. Ek gee nie om waar jy jouself vanaand bevind nie. Ek gee nie om hoe down and out jy is nie. Ek gee nie vanaand om hoe swaar die laste is wat jy moet dra nie. Die Here sê, roep my aan. En dan natuurlijk weet ons dat hy is El Shaddai, the God of plenty. Hy is die God van oorvloed. Hy kan vir jou doen ver bo dit wat jy en ek kan bid of dink. Maar dit is slegs wanneer ek en jy hom gaan aanroep, wanneer ons hom gaan aanbid in gees en in waarheid. Jy sien, dis nie net daardie 'n bietjie roepie, dis daardie roepe asof jou lewe daarvan afhang. Jy roep met alles wat in jou is. Kind van God, was jy al daar, waar het vir jou voel, Here, ek is besig om te vergaan in my situasie. Dit is besig om my te laat sink in die dieptes van die aarde in. Was jy al so afhanklik van God, dat jy geweet het, dat jy weet, as jy nie nou die soem van sy kleed aanraak nie, is dit vir jou taboe. Jy sien, dis wanneer jy so roep, dat die Here na jou toe sal kom. En hy sê vir Jeremia, en dit is vir my so fantasties, hy sê eerstens roep my aan. En die Here los dit nie daar nie, jy sien, he's the God of plenty. My man is so geneig om te sê, daar staan die advertensie, very mark, but wait, there's more. Ek wil vir jou sê, hierdie skrif het meer as net, roep my aan. Ek en jy sit die werk in. Ek en jy kom met geloof na die Here toe, hoe stikkend ons ook al mag wees, hoe down en out ons ook al mag wees, en ons roep die Here aan,
jou antwoord. Sien, as jy hom kan aanroep, ongeag waarin jy nou vanaand is. En hier is mense wat luister vanaand, wat op 'n plek in hulle lewe is, wat hulle voel, hulle kan nie verder nie. Hulle gaan omdraai, hulle gaan terugkeer na die wêreld toe. Ek wil vir jou sê, roep die Here aan. Hy het gesê, hy sal jou antwoord. Dis wanneer jy so roep, asof jou lewe daarvan afhang, dan wil ek vir jou sê, dan kom hy met sy reddende regterhand, en hy lig jou uit, hy ruk jou uit soos 'n brandhout uit die vuur uit, want hy het gesê, hy sal jou antwoord. Hou op sê, die Here hoor jou nie. Hou op dink dat hy nie van jou weet daar waar jy 'n krisis beleef nie. Ek wil vir jou sê, hy ken jou sit, en hy ken jou opstaan, en hy ken van ver jou gedagtes, halleluja. Hy het gesê, ek sal jou antwoord. Die Here se oor is nie te swaar om te hoor nie. Sy arm is nie te kort om vir jou en my te kom help nie, halleluja. Onthou, daar's 'n skrif in Esegiel, waar die Here sê, ek het jou sien spartel in jou bloed. Ek het by jou verbygekom, en ek het jou sien spartel, en in jou bloed het ek vir jou gesê, leef. So ek gee nie vanaand om hoe spartelend jy is vanaand nie. Jesus sê, hy gaan by jou verby. Ons sing 'n liedjie, Jesus gaan nou hier by my en by jou verby. En hy sê vir jou in jou situasie, my kind, leef. Hy antwoord jou, hy sê, leef. Jy spartel vanaand, maar jy het sy naam op jou lippe, en jy roep Jesus, help my, Jesus, ek vergaan, red my, en hy kom jou tegemoet, en hy sê vir jou vanaand, leef. Het jy al so gebid, uit 'n gebroke hart uit, daardie snak na jou asemgebede, daardie dis so rou in jou binneste, kind van God, dat jy nie meer weet wat om te sê nie. En dan kom jy iewers op 'n punt van die stryd is so vel, en dis asof dit net aanhou, it never rains, it pours, en jy voel jy kom net deur een ding, en die volgende ding is erger, en dit tref jou, en jy wonder, waar is die Here, en die dinge raak vir jou so erg, en al wat jy nou kan uiter is, en jy sê, Here, help my, Here, ek kan nie beweeg sonder U nie, I can't even walk without you holding my hand. Ek wil vir jou sê, hou goeie moed. Moenie opgee nie. Moenie oorgee aan die vyand nie. Moenie ingee nie. Soek die Here terwyl hy te vinde is. Roep hom aan terwyl hy naby jou is, want hy sal jou antwoord. Hy sal vir jou deurkom. Kind van God, hy gaan vir jou 'n tafel in die woestyn dek. Kind van God, jy gaan aansit by 'n feesmaal wat deur die koning van alle konings vir jou voorberei is. Hy gaan, glo jy dit? Hy gaan, hy het gesê, ek sal jou antwoord. Hy gaan jou antwoord verseker, want hy's 'n waarmaker van sy woord. Maar kind van God, en hier is dit. Hou aan roep. Moenie laat jou stem stil word nie. Moenie stil word voor die Here nie. Al prewel jy soos Hanna, al sê jy net, Here, help my. Moenie stil word nie. Moenie stil raak in jou gebed nie. Moenie stil raak tot die Here jou God nie, want hy is 'n held wat verlossing skenk. Hy is die een wat gebede beantwoord. Halleluja. Hy sê, en nou gaan hy verder, jy weet hy weer die maak, but wait, there's more. Hy sê, eers roep my aan, ek sal jou antwoord en jou bekend maak, groot en ondeurgrondelike dinge. Nou kom die Here, hy antwoord jou nie net nie, hy wys vir jou goeders, wat ek en jy nie eers van weet nie, wat vir my en jou in stoor is op ons lewenspad, maar die vlekspelers kom, en hulle wil ons weghou van dit, wat God vir ons in stoor het. Ons wil luister na die negatiewe praatjies om ons, wat mense vir ons sê, ag, moenie worry nie, die Here het jou vergeet, of ag toe maar, die Here gaan nie nou hierdie gebed antwoord nie, want hy is nie nou lus vir jou gerede kabel, of wat ook al die keis my be nie. Ek wil vir jou sê, die vyand wil jou en my weerhou, van die ondeurgrondelike dinge, wat die Here vir ons in stoor het. Hy gee jou meer, as waarvoor jy bid.
Hy wys vir jou meer as waarvoor jy vra. Want hy is die onverderflike. Hy is die onsienlike en hy is die alleen wyse God. Die engel sê dat hy sê, he will show you inscrutable things, hallelujah, because nothing is impossible with God and nothing is impossible for God. So dit maak nie saak waar jy nou is nie, waar jy jouself nou bevind nie. Daar is een ding wat nou nodig is, en dit het ek vir jou gegee in Jeremia 33, waar die Here sê, roep my aan. Kind van God, ek is hier om jou vanaand te kom bemoedig op jou lewenspad. Moenie moed opgee nie. Roep hom aan met alles wat in jou wese is, want hy is die antwoorder van gebed. Die woord van die Here sê, na u toe moet alle vlees kom, o hoorder van gebed. Mense wil graag na jou storie luister om dit te gaan uitpraat, hoor. Maar God is die hoorder van die gebed. En dan gaan hy nie rond en gaan vertel jou storie vir almal nie. Hy is dan ook die antwoorder van jou gebed. Ek en jy het 'n vriend wat sterker aanhang as 'n broer en sy naam is Jesus. Halleluja. Kind van God, ek wil vir jou sê, moenie dat jou stem stil raak nie. Al ervaar jy wat in hierdie lewe, roep die Here. Roep die Here, hy sal jou antwoord. Hy sal jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie, want hy is en bly dieselfde Jesus. Wat gesê het, roep my aan in die dag van jou benoudheid en ek sal jou uithelp en jy moet eer aan my gee. Glo jy nog dat hy dit vir jou kan doen? Glo jy nog dat hy soos hier in Timoteus vir jou 'n volkome toerusting wil gee? Hy wil jou ekoop met wysheid. Hy wil jou ekoop met die salwing. Man, hy wil jou ekoop met alles wat nodig is vir jou en my lewenspad. Hoekom sal ons dan nie na hom roep vir dit nie? Hoekom sal ons dan nie na hom soek vir dit nie? Die wêreld bied tydelike dinge, maar wat die Here vir jou en my bied, halleluja, is ondeurgrondelike dinge, wat ek en jy nie van bewus is nie, wat nog nooit eers in ons gedagtes opgekom het nie. Dit wil die Here aan ons oopmaak, dit wil die Here ons wys maak, want hy rus ons toe in hierdie tyd. Die pad vorentoe is korter as die pad wat agter ons is, halleluja. Kind van God, hou vas aan wat jy het. Hou vas aan die kroon van die ewige lewe. Because soon and very soon, we are going to see our King, and we are going to crown him Lord of all. Ek wonder of jy sommer daar waar jy nou luister, wil opstaan, jou hande opsteek, en die naam van die Here op jou lippe sit, en uitroep, Here, Here help my, halleluja, Here help my, want ek het u nodig. Ek gaan saam met jou bid vanaand, wie daar agter daardie kamera is, wat jou hand opsteek en sê, Here, dis ek. It's me, Lord, standing in the need of prayer. Here, baie dankie, dat ons weet, is die hoorder van gebed. Here, dankie dat ons weet, Here, u ruk die sluise van die hemele oop. Here, u antwoord, u bring die antwoord, Here. U maak die hoogtes gelyk, halleluja, en u dek die tafel in die woestyn. En Here, u ruk u kinders wat down en out is vanaand uit, soos 'n brandhout uit die vuur. Here, sit hulle voet op die ewige rots, Jesus, dat hulle onwankelbaar sal vasklou aan die rots, Jesus, halleluja, is my gebed in die naam bo elke naam, die naam van Jesus, en ek dank u, Here, amen. Nou ek groet u vanaand met hierdie woord, mag dit in jou hart ingemessel word, en mag jy nooit vergeet, dat hy sal jou antwoord nie. Totsiens.